Waarheen is ons op pad? Vir 'n oomblik, gebruik jou verbeelding. Hier buitekant staan 'n bus, dis 'n heerlike bus. Dis 'n wonderlike bus. Die bus is toegerus met elke sitplek sy eie yskassie. In die sitplekke is daar 'n TV-skermpie, jy kan klik, jou gunsteling films is klaar opgelaai, jy kan 'n kamera sien wat gaan voor die bus, wat gaan bo die bus, wat gaan agter die bus aan. Agter in die bus is daar 'n groot badkamer. Kom ons wees sommer snaaks en sê daar's 'n jacuzzi en dis 'n dubbeldekker bus. Bo kan ons lekker gaan kuier en daar's sommer 'n ingeboude braai daarbo. En dis 'n heerlike bus. Jy het nog nooit so 'n bus gesien nie. En ek sê vir jou, hierdie bus ry oor 'n halfuur, gaan jy saam. En jy sê, ek kan nog nie hierdie geleentheid mis nie. Kom ons klim in, ons gaan saam. En jy klim saam in die bus ry en dit ry en dit ry en dit ry en jy kuier so lekker, dis eet goed, dis lekker kuier. En later dan kyk jy op jou horlosie, jy sien 6 ure is verby en jy kyk om, en ek weet nie waar jy bly nie, maar as jy van die Kaap af ry, dan sê jy nou 'n borde gekry wat sê Mosselbaai en jy skrik en jy dink, o genigtig, ek moet terugkom by die huis. Hoe gaan ek nou terugkom by die huis? En jy kom na my toe, ek bestuur die bus en jy sê vir my, "Johan, waar gaan die bus?" Ek sê vir jou, "Weet jy wat? Ons gaan Maagheid toe vir die volgende 3 weke. Alles is klaar betaal. Ons gaan lekker vakansie hou, lekker in die seebaljaar en net lekker kuier." Alhoewel dit alles wonderlik klink, en alhoewel dit dalk wonderlik is die probleem dalk, jy moet môre by die werk wees. Jy het dalk belangrike vergaderings. Jy moet kinders skool toe vat. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie, maar al hierdie goed moet gebeur. En alhoewel alles perfek, lekker en heerlik is die probleem, jy het sekere ander verantwoordelikhede. Jy kan nie nou op daai bus wees nie. Jy moes die vraag gevra het, waarheen gaan die bus? En ek dink hierdie is so 'n geleentheid. Hierdie is so 'n geleentheid. In Amos 3 vers 3 lees ons, hoe kan 2 mense saam stap as hulle nie vooraf die pad ooreengekom het nie? Nou, jy het nou net die toewyding gemaak. Dis deel van, kom ons sou sê, 'n handskrif. Ek en jy wat ooreenkom en sê, ons gaan geestelik saam groei. Dit is belangrik dat ek en jy moet weet wat die pad is, waarheen ons op pad is. En vir die res van hierdie hoofstuk, gaan ons praat oor God se plan met ons lewe. En ek en jy moet 'n besluit neem, gaan ek en jy hierdie pad saam stap vir Jesus.